Goeiedag, geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons het die afgelope ruk baie tyd spandeer in Jesus se gelykenis wat ons ken as die gelykenis van die saaiër. En ek dink ons gaan dan ook môre dalk afsluit met hierdie reeks. Ons het tot dusver baie duidelik gesien dat die toestand en fokus van ons hart die vermoë het om die woord in ons lewens te verstik en te veroorsaak dat die woord geen oes oplewer nie. So dis nie God wat vir my kwaad is en sy seën en guns van my weerhou nie, maar dis ek. En ek weet in ons genadekringe hou ons nie daarvan om te hoor dat die probleem by my lê nie, want genade maak ons alles toe. Wel, dis nou nie wat Jesus hier verduidelik nie. Hy is baie duidelik. Dit waarop ons fokus en dit wat vir ons belangrik is en daar waar ons tyd spandeer, dis wat die oes in ons lewens gaan bepaal. En as dit nie op die woord is nie, gaan die woord nie doen wat hy beloof het om te doen nie. In plain Afrikaans, dan gaan die woord nie werk nie. Maar prys die Here, dis nie waar hierdie gelykenis eindig nie. Die evangelie is altyd goeie nuus. En hier in vers 20 van Markus 4 gee Jesus ook vir ons hierdie awesome nuus. En dis hulle by wie in die goeie grond gesaai is. Hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra, 31, 61 en 100voudig. Lukas sê dit vir ons so in Lukas 8 vers 15. En wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle dit gehoor het, die woord in 'n edele en goeie hart hou en met volharding vrug dra. Lukas praat hier van 'n edele en 'n goeie hart. Wat is dit? Wel, ek dink dis 'n hart wat vry is van al die dinge wat in die vorige 3 tipes harte genoem is. Dis 'n hart wat moeite doen om die woord wat hy hoor te verstaan. Dis 'n hart wat nie soek onder die druk en beskuldigings en beledigings van die mense om hom wat nie met hom saamstem nie. En is 'n hart wat nie sy tyd mors om te jaag na geld en ander selfsugtige dinge nie, maar dis 'n hart wat homself verloon het, wat sy kruis opgeneem het en wat Jesus volg. 'n Hart wat die woord hoor en dit glo, sonder om verduidelikings te verwag van hoe dit gaan werk. 'n Hart wat eenvoudig glo dat God se woord lewendig en kragtig is, en dat sy woord die lewe en krag dra om te doen wat hy beloof het, sonder ja maar, of miskien, of weet nou nie hoe gaan dit werk nie. Hy sê so hard, sal 31, 61 en 100voudige vrug oplewer. En ek wil hier dalk die volgende gedagte in julle midde los. Hoe kan ons hierdie verskil tussen die 30, 60 en 100voudige verstaan? Wat beteken dit? En daar kan seker ander interpretasies hiervoor wees, maar hier is my begrip daarvan. Die woord het verskeie beloftes oor verskeie onderwerpe of gedeeltes van ons lewens. So is daar beloftes van verlossing, genesing, voorsiening, beskerming, vrede, ensovoorts. God se woord dek ons hele menswees. Maar nou is dit so, iemand kan dalk 'n openbaring en begrip en ontvanklikheid hê vir God se genesende krag. En hy is totaal en al oorreed dat God hom wil gesond hê en hy leef dan ook in hierdie 100voudige lewe van totale gesondheid. Maar in die area van finansies is die persoon nog nie volwasse nie. En hy het al geleer om te gee, maar hy is nog nie 100% daar nie. So in sy area van finansies ervaar hy dalk nou eers 'n 30voudige vrug. Die volgende persoon het weer geen probleem om met groot oorgawe en vrymoedigheid te gee nie. En hy ervaar aanhoudend die 100voudige vrug op sy finansies. Maar in die area van beskerming maak hy nog baie staat op sy eie insigte en hy ervaar dalk nou nog net 'n 60voudige vrug. Ek hoop hierdie maak dalk vir jou sin, maar so is ons elkeen in fases en seisoene van groei van verskillende aspekte van God se goedheid en sy liefde. Dis nie God se goedheid, of sy liefde, of sy beskerming, of sy voorsiening wat wispelturig verander in ons lewens nie. Wie hy is en wat hy in sy woord beloof het, is onveranderbaar. Sy woord en beloftes staan vas. Dis nie vir die een meer waar as vir die ander een nie. Dis ons wat die verantwoordelikheid het om ons gedagtes te vernuwe tot sy waarheid. Dis ons wat die verantwoordelikheid het om die onkruid in ons lewens te vernietig, die dinge wat ons tyd en fokus steel. Dis ons wat die verantwoordelikheid het om die teestand en die spot en die druk wat teen ons kom as gevolg van ons radikale geloof in sy woord. Dis ons verantwoordelikheid om dit te weerstaan. Ons moet 'n besluit maak dat God se woord die finale waarheid in ons lewens is. Natuurlik help die Heilige Gees ons hiermee en ons is nooit op ons eie nie.
Wat vir hom belangrik is wat is vir jou belangrik? Net 'n laaste dingetjie wat ek voel wat so belangrik is, wat ons moet verstaan van hierdie hele gelykenis, is dat Jesus sy woord vergelyk met saad. En wat weet ons van 'n saad? Jy plant nie vir hom vandag en eet môre van sy vrugte nie. Daar's met enige saad 'n tydperk tussen die plant van die saad en die oes van die vrug. Tussen die lees van die belofte en die aangryp in geloof van die belofte en die 100voudige voordeel van dit wat die woord beloof, in hierdie proses is daar tyd. Ons almal hou van die onmiddellike resultate. Ek weet, want daai is my favorites. As ek vandag bid en ek sien môre die uitkoms, daai is by verre my gunsteling. Maar dis nie altyd hoe die woord werk nie, want dis 'n saad. Daar's soms 'n tydperk tussen die hoor van die woord, waarin ons gedagtes moet vernuwe, waarin ons hart se fokus op die woord moet hou, waarin ons moet aanhou glo in dit wat die woord sê, terwyl ons nog niks daarvan sien nie. Want dit is wat geloof is, om die vrugte, die opbrengs te sien, terwyl daar nog geen verandering is nie. Geloof is die bewys van die dinge wat ons nog nie in die natuurlike sien nie, Romeine 11 vers 1. Ons het dit nog net in die geestelike riem gesien, naamlik in God se woord. Onthou Jesus sê in Johannes 6 vers 63 dat sy woorde gees is. So as ons die belofte in die woord lees, is dit nog in die geestelike riem. Maar hoe kry ons daai geestelike riem in ons fisiese riem? Deur geloof. Maar dan is daar ook 'n tydperk waarin die saad moet water kry en gekoester moet word. Anders gaan daar nie 'n vrug wees nie. Daar's 'n tyd wat ons in geloof moet vashou aan dit wat ons nog net in geloof sien. Dis die tyd wat ons die woord verklaar as die enigste waarheid in ons lewe. Dis die tyd wat ons die keuse maak om nee te sê vir distractions en dinge wat ongeloof in ons lewe wil saai. Dis die tyd wat ons spandeer om in tale te bid en God begin eer en dankie sê vir die oes, nog voordat ons die oes sien. Maar dan, sonder dat jy weet hoe, is die vrug daar. Geliefde van Jesus, die woord kan nie anders nie. In goeie grond sal dit vrugte dra, want Jesus het so gesê. In 31, 'n ander 60 en 'n ander 100voudig. Here, dankie vir hierdie belofte van u woord. As ons kies, as ons besluit, as ons harte daarop vestig om u woord te glo, maak saak wat ons sien om ons gebeur nie. As ons kies dat u woord is die groter waarheid as die feite om ons, dan kan u woord nie anders as om 'n 30, 60, 100voudige oes op te lewer nie. Dankie dat u woord waar is en dat ons vandag aan u woord kan vashou. Dankie Here, ons sien uit na ons oes. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.